Goeiedag almal, ek hoop julle het 'n baie geseënde Sabbat ervaar vandag. Mag ons hierdie dag nooit vergeet dat God teenwoordig is nie. Om nou die Sabbat te kan afsluit, gaan ons net eers geopende gebed doen. Kom ons bid saam. Ons diepe hemelse Vader, ons sê baie dankie vir u wonderlike liefde. Dankie dat u vir ons geleer deur die dag. Het is so lekker om saam met u die Sabbatdag te geniet, saam met u Bybel te studeer en te lees en te gesels daaroor. Mag u nog steeds teenwoordig wees vir ons. Nou, dat u asseblief hierdie woorde sal gee, maar dat nie ek is, maar dat u is. Nou, vra en Jesus naam alleen. Amen. Okay, my tema is poste plan, toe en nou. En ons kry in 'n teksvers in Psalm 46 vers 11 uit Nuwe Lewensvertaling. Wees stil en weet, ek is God. Een van die meeste kragtigste openbaring van God se betroubaarheid was toe hy sy volk uit Egipte slawerny bevry het. God het daardeur aan alle nasies bewys dat hy alleen die ware lewe en almagtigste God is. Vir 4 eeue het Israel gesien dat die afgode van Egipte geen krag het nie. Maar toe God deur die 10 plaae die wonde van die Stalsee opgetree, het hulle besef op hierdie God kan 'n mens volkome vertrou. En hulle benoudheid het Moses hulle verseker. Moenie bang wees nie. Staan net daar waar julle is en kyk hoe die Here julle vandag red. Exodus 14 vers 13, Nuwe Lewensvertaling. God sou self die verlossing bring. Israel moet net leer om op hom te vertrou. Deur hulle geloof en gehoorsaamheid wou hy hulle leer dat 'n ware veiligheid en afhanklikheid van hom lê. Hy sou hulle deur die woestyn lei, oor die Kanaan laat oorwinning gee en hulle 'n lig maak vir die wêreld. Maar elke keer wanneer hulle vertroue verloor en self wou beheer neem, het hulle misluk. Wanneer hulle egter weer op God gesteun het, het hy vir hulle geveg en oorwinning geskenk, sonder dat hulle 'n swaard hoef te dra. Dink aan koning Hizkia, toe die magtigste Assyriërs Jerusalem bedrieg het. In hulle vertroue het hy tot die Here gebid en daarna het die engel van die Here na die kamp van die Assyrië gegaan en 185
1000 arresteer manskappe doodgemaak. 2 Koning 19 vers 35 Nuwe Lewensvertaling. Die volgende oggend het Israel 'n oorwinning gesien wat alleen uit geloof in God gebore is. En vandag, Jesus het voorspel, mense word flou van vrees en van die vervolging oor wat nog vir die wêreld aan die kom is, want die kragtigste van die hemel sal geskik word. Lukas 21 vers 26, Nuwe Lewensvertaling. In 'n tyd van onsekerheid en die wêreld baie onrustig, eindig ons vertrou my. 'n bekende skrywer het gesê, ons het niks te vrees vir die toekoms nie, behalwe dat ons sou vergeet hoe die Here ons in die verlede gelei het. Ons vergeet so maklik wie ons dien. In plaas daarvan om te twyfel, moet ons dan vastige vertroue stel in hom, wat nog altyd sy belofte nakom. Wanneer hy ons roep om te stry, doen ons dit met sy wapenrusting, Efesiërs 6, en met geloof dat hy sal voor ons uitgaan. Ons grootste stryd is teen ongelowig en selfvertroue. Daarom moet ons daagliks saam met Christus leef. En het met Christus gekruisig, Galasië 2 vers 20. Moet nooit vergeet wie jou bron, die oorsprong en die beskerm is nie. Die God wat reeds die oorwinning aan Golgotha behaal het, en wat binnekort sy kinders huis toe neem na die ewige Kanaan. Mag ons lewe in Jesus se hande plaas. Mag ons lewe vertrouevol op God wees. Ons sien die wêreld raak erg, maar nog steeds moet ons vertrou op God. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dat U ons veilig, vestig en getroue beskerm is. Leer ons om U volkome te vertrou, selfs wanneer die toekoms onseker lyk. En mag ons hierdie week wat voorlê, saam met U wandel, dat ons hande aan U sal vashou, tot U se weer kom maak. Met ons gebed in Jesus naam, amen. Amen. Mag julle 'n mooi en geseënde week hê, tot ons volgende Sabbatweek in mekaar. En geseënde dag. Bye-bye.